hierdie pak wat ek aan het, hy is geel. Hy is geel, ja. Hy is 'n baie donker kleur geel, maar hy is geel. Jy het al 'n geel blommetjie gesien? Ja, nou hierdie pak is dieselfde kleur as die geel blommetjie. Wat sê julle? Praat ek die waarheid? Wat sê jy, mannetjie? Nee, dat is geen geel hierdie nie. Nee, hy kan sien wat ek sê. Is dit swart? Maar ek sê dan vir julle, dit is geel. Gaan julle my nie glo nie? Sal ek dan vir julle iets sê wat nie waar is nie? Sal ek vir julle iets sê wat nie waar is nie? Nie altyd nie. Stel ek myself op vir daai een, baie dankie vir daai antwoord. Nie altyd nie, as ek daar staan, dan hopelik is dit is dit die waarheid. Maar so gebeur dit soms dat mense vir ons goed sê, en dan is dit nie waar nie. Het julle dit al gehoor? En dan noem ons dit mos daai woordjie jok. Ja, nee. Het julle al gejok? Ja, kyk hier mannetjie, ek gaan nou vir jou sê, nee. By broers gaan iemand altyd met 'n bak water gegooi word. Dit is nou maar so. Maar ja, baie keer is mense so dat hulle nie altyd die waarheid praat nie, né? En as dit gebeur, dan voel ons mos nou sleg. Want iemand het iets gesê wat nie waar is nie. En jy kan sien dis nie waar nie, jy weet dis nie waar nie. Soos ek nou vir julle sê, hierdie pak is geel. Julle kan almal swart sien. Julle weet dit is swart. En nou, wat gebeur as mense vir ons sulke stories vertel? Ons begin net minder mense glo. Want ons maak onsself reg, want almal kan jok en almal probeer jok en vir wie glo ons dan nou eintlik? Maar ek wil vir julle sê, as een wat ons altyd kan glo. Kan julle vir my sê wie dit is? Daar is hy, Jesus. God en die Heilige Gees. Ons kan hulle altyd glo. Ons mag nie na die duiwel luister nie. Hy is die een wat so jok. Ja, nee, jy sien dit raak. Nou, ons kan altyd glo wat die Here vir ons sê. Maak nie saak wat nie. Want hy's nie soos mense nie. Mense is mos bietjie sondig. Hulle het mos sondes. Sondes is daai dinge wat ons aan mekaar doen wat nie te lekker is nie, nê. Nou die Here het nie dit nie. Hy sê vir ons net die waarheid, want hy is vir ons lief. En hy gee om vir ons. En daarom kan ons altyd weet wat ons van hom af hoor is goed, is reg. En al glo ons nie almal om ons nie, glo ons altyd vir hom. So kom ons maak bietjie ons oë toe en dan sê ons vir Jesus dankie. Baie dankie Jesus dat ons so by U kan wees en kan weet dat U ons sondes vergewe. Here, soos ons ook die wat teen ons slegte dinge doen ook vergewe. En Here, dankie dat ons U altyd kan glo en ons altyd kan weet U sê vir ons net die waarheid. Wees met ons die res van die dag, asseblief. Amen. Ons lees vandag Numeri 13 van vers 26 af. Ons kry die volk in Numeri 13 na hulle stap deur die woestyn. Nadat hulle uit Egipte uit bevry is, nou, hulle het mos nou so 'n bietjie gestap tot by die beloofde land en toe loop hulle nou weer so draai vir 40 jaar lank. Nou dit is die eerste keer wat hulle die beloofde land sien.
Nou toe hulle naby kom, toe slaan hulle kamp op en hulle sê vir verteenwoordigers van die 12 stamme, elkeen het een verteenwoordiger gehad, en hulle sê, gaan kyk julle wat daar aangaan. Gaan kyk julle bietjie hoe die land lyk, is dit goed of sleg, is daar 'n toekoms vir ons daar. Gaan kyk julle of daar mense daar bly, en as daar mense is, wat se tipe mense? Sal ons hulle kan oorwin? Is dit nodig om hulle te oorwin? Ons moet bietjie meer inligting kry voor ons 'n besluit maak. En ek lees vir ons nou van vers 26 af. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Ons lees net eers so ver. Nou, so klein bietjie terug in die verhaal by Numeri 12, dan praat hulle van die vrugte van die land, wat die verkenners nou gaan kry het. 'n Wingerdstok, met een tros druiwe op, wat hulle afgesny het. En 2 mense moes dit dra, so hulle moes dit op die een skouer en die ander op die ander skouer, en so het hulle dit gedra. Ons almal ken daai prentjies wat ons al gesien het, wat die simbool is van hoe goed dit gaan in die land. Nou ons uit die lang kloof sal na daai wêreld kyk en sê, ons kan nie glo dat iemand daar 'n bestaan maak nie. Want dis nie 'n groen land nie. Waarskynlik sal ons wat nou iets anders al gesien het sê, dit is 'n moeilike wêreld. Maar die Israeliete wat nou uit die harde woestyn uitkom en voor dit Egipte, waar daar ook maar net plek is langs die Nylrivier om gewasse te plant, het dit gesien en hulle was verstom oor alles wat daar was. Verstom oor hoe dit daar gelyk het, dit loop oor van melk en honing. Dis wonderlik, dis fantasties. Maar hulle sien ook dan die inwoners van die land, die mense wat daar is. En die afstammelinge van Enak, die reuse, die groot manne. En so kom hulle by die volk en hulle sê vir hulle, wel, ons het vir julle goeie nuus en slegte nuus. Ons gee vir julle eers die goeie nuus en daarna gee ons vir julle die slegte nuus. En dit is omtrent so helfte. So op 'n wigskaal lê dit wonderlike grond, melk en honing, vrugte. Aan die ander kant lê dit reuse, baie stede, sterk stede. En hier vind die Israeliete hulle self in 'n proses waar hulle nou 'n besluit moet maak.
of hulle dink hulle moet 'n besluit maak. Wat gaan ons nou doen? Party van hulle tree dan terug en sê, dis eintlik baie beter vir ons as ons teruggaan na Egipte toe. Dis beter as wat dit gaan wees om daartoe te gaan. Ander sê weer, ons moes maar eerder gesterf het in die woestyn. Hoekom het ons nou hierdie lot wat voor ons is? Wat gebeur met ons? Nou, daar is hoeveel beloftes wat in die Bybel vir ons verskyn. Baie van hulle. So omtrent so 7900 beloftes wat in die Bybel voorkom. Hierdie gaan nou so self omgaan die hele tyd. Ek het so 'n paar beloftes vir ons uitgerig. So 14, na 14 het ek besluit, ek gaan eintlik nie tyd hê om almal te wys nie. Maar hulle gaan so op die bord wys, terwyl ek nog praat. Die Here het vir hierdie volk uit Egipte uitgebring, deur die woestyn, het hulle verlos, het vir hulle alles gedoen. En so maak hulle soos wat ons baie maak, en ons vat iets wat gebeur in isolasie. Ons vergeet van alles wat die Here al vir ons gedoen het, of wat hy vir ons beloof het, en ons sê, maar wat van hierdie keer? Gaan die Here hierdie keer ons red? Gaan hy ons help? Gaan hy iets vir ons doen? En hulle vergeet een ding, die volk vergeet een ding, en dit is, dis die Here wat in beheer is. Dis die Here se beloftes. En hy sal hulle nie laat omkom deur die volk nie. Die volke wat daar is, in die land woon. Die Here is groter as dit, sterker as dit. En hy wil vir hulle meer hê as wat hulle op die buiterande van die wêreld net rond sweef. Nou kom dit dat ons dan sien, by 'n baie formele vergadering en wat almal wat uitgestuur is van al die stamme wat verslag gee, en nie een keer word daar in daai vergadering gesê, maar die Here sal ons lei nie. Nie een keer sê die volk, maar God sal ons bystaan nie. Hulle is so besig met die kans en die kannies, dat hulle so verstrik word in hulle eie planne. En waar is die Here in die besluite wat hulle neem? Ongelukkig nêrens. En Caleb is die een wat dan sê, maar ons kan dit doen. Nou Caleb kom van die stam van Juda. Die kleinste stam. As ons nou reg onthou, dan is Jesus ook van die stam van Juda. Die koningsstam. Maar in daai tyd was daar nog nie 'n Dawid of 'n Salomo waar Juda versterk was nie. Hulle was eintlik maar net klein. En die kleinste en die swakste stam sê, maar ons kan dit doen. Ons kan dit doen. En die res sê eenvoudig net nee. Soveel so dat hulle loop en gerugte versprei onder die res van die volk en sê hoe sleg dit eintlik gaan. Hoe hopeloos die saak is. En ons vind onsself baie in hulle skoene. As daar 'n keuse voor ons kom, as daar iets voor ons in die pad lê, dan weeg ons die pluspunte op. En ons sê maar dit lyk goed, maar aan die ander kant is daar weer goed wat negatief is. So wat gaan ons doen? Ons as mense wil hê dit moet so wonderlik lyk op ons aardse standaarde voor ons 'n besluit maak. En is dit werklik nodig? Want ons vergeet dan wat die Here vir ons sê. En dit is sy beloftes.
alles wat hy vir ons gee, alles wat hy vir ons doen. En soms vind ons onsself soos die Israeliete op 'n plek waar ons dan vergeet wat die Here al vir ons gedoen het. Ons kyk so baie na die verhaal en dan dink ons, ai, die volk, hulle is al weer besig met hulle streke. Kan nie glo dat hulle nie al hierdie wonderlike tekens van die Here gesien het nie. Hy het hulle uit Egipte uit bevry. Hy het hulle gedra in die woestyn, hy het hulle gehou. Hoe is dit dat hulle elke keer net teruggaan en sê, maar waar, die Here sal ons nie help nie? Hoe is dit moontlik? Nou vra ek een en elk van julle vandag wat hier is, dink bietjie in julle eie lewens. Doen ons nie soms dieselfde nie? By elke nuwe uitdaging of nuwe stuk wat daar voor ons lê, dan gaan ons so in 'n krisis in. Dan vergeet ons van die beloftes van die Here. En nog erger, ons vergeet wat die Here al vir ons gedoen het. Alles wat in ons lewe al opgebou het tot op 'n punt. Alles wat hy vir ons gegee het, daai oomblikke wat ons gedink het, ek kan nie verder nie. Ek kort 'n antwoord. Ek kort iemand wat help. En dan kom die Here sy beloftes na en hy staan ons by en dan is ons vier en van prys die Here, dis wonderlik. Maar by die volgende een staan ons eers weer terug en sê, hoe dan nou? En dan vergeet ons so vinnig, en dit is die probleem met die mens vergeet te vinnig wat die Here al alles gedoen het. Nou aan die einde van die verhaal, dan stuur die Here die volk terug in die woestyn in, waar hulle vir 40 jaar ronddwaal. Vir 40 jaar ronddwaal tot die oorspronklikes wat uit Egipte uitgekom het, afgesterf het. Want so groot was hulle sonde, dat hulle nooit in die beloofde land ingelei was nie. Nou as ons sê, ons kan nie 'n besluit maak op geloof nie, dan sê ons die Here sorg nie. As ons nie 'n besluit maak op geloof nie, dan sê ons, maar alles wat gebeur het, is ook nie eintlik die Here nie. Was kans, regte plek, regte tyd, dinge het goed uitgewerk. En die sonde wat hier aangeteken is om nie die Here te erken as die een wat die wêreld beheer nie. Wat in beheer is van alles uitbeplan, wat vir ons al die beloftes gee, al die tekens deur ons lewenslank, en op 'n punt kom ons en dan sê ons, nee. As ons nee sê vir die Here, dan sê ons, nee, ons glo nie. Ons sê nee, Here, ons weet nie so mooi nie. Dis nie te sê dat U dit gaan doen vir ons nie. Ons staan so terug en ons raak so bang dat ons dan nie eers meer die Here erken nie. En die nageslagte van Israel, die volk, die oorspronklikes, wat uit die beloofde land gekom het, hulle kinders, hulle kleinkinders, het die beloofde land ingegaan. Ons weet selfs Moses het nie in die beloofde land ingegaan nie. As ons dit nie glo nie, sal ons dit nooit sien nie. As ons dit nie glo nie, sal ons dit nooit sien nie. As ons nie vas staan nie, sal ons dit nooit sien nie. Vir een rede,
Want ons beweeg nie vorentoe saam met die Here nie. Ons staan terug. En daar is baie voorbeelde wat gemaak kan word. Maar die kern van die boodskap is, soos wat God ons deur die geskiedenis lei, in ons persoonlike lewens, in ons land se geskiedenis, in die wêreld se geskiedenis, so lei hy ons ook in die toekoms in. So maak hy ook vir ons pad vorentoe reg. En op geen oomblik kan ons sê, maar die beloftes van die Here is nie genoeg nie. Want dan sê ons, hy is nie genoeg nie. Dit bring vir ons 'n ander lewenswyse. Die mens is 'n snaakse dier, want hy probeer op sy eie manier kaarte speel met die geloof. Sit die kaarte neer as ek elke dag bid, en ek lees die Bybel elke dag, en ek probeer die regte dinge doen, dan sal dit seker met my goed gaan. Dan sal ek seker die Here se guns verdien. Ons probeer dit nog op ons eie manier draai. Maar ons as gelowiges kom nie enige wet na omdat ons moet nie. Ons is nie gehoorsaam omdat ons moet wees, omdat ons iets gaan kry nie. Ons doen dit omdat die Here vir ons sy beloftes gee, omdat die Here vir onsself sy eie seun gegee het om ons vry te maak. Ons het klaar so baie gekry. Ons het klaar alles gekry wat ons nodig het. En dit wat ons nog nodig het, dit in die toekoms sal die Here vir ons bring. En daarom lewe ons dan anders. Ons lewe soos mense wat 'n geskiedenis het van die Here. In ons lewens, in ons land, in ons wêreld. En as ons die toekoms enige ander manier sien, waarmee is ons dan besig? En ons kan dit nooit doen nie. Dis goed om jou eie verhaal ook te ken. Dis baie, baie goed om jou eie geloofsverhaal te ken. Ek praat nou nie van spesifieke datums en alles wat jy kan neerskryf nie. Dis goed, ja, maar wat jy altyd moet onthou is, die Here het jou kom haal. Die Here het jou kom ontmoet. Al die wonders wat die Here vir jou gedoen het, alles wat hy in jou pad vir jou neergesit het. Ja, soms selfs die uitdagings. Na die uitdaging was ons weer sterker. Het ons gesien waar ons is. En dis iets om aan te dink, jou eie geloofsverhaal. En as jy terugkyk en jy sien die hand van die Here in alles, wees verseker, die hand van die Here gaan in die toekoms ook op alles wees. En daarom prys ons hom, en daarom eer ons hom, vir alles wat hy gedoen het, en vir alles wat hy gaan doen, en op geen oomblik wag ons vir hom, om sy almag te bewys nie. Nie weer nie. Ons het dit al gesien, ons het dit al selfs in ons eie lewens beleef, en ons gaan dit weer sien, maar ons wag nie daarop nie. Ons lewe in dit. Ons lewe vir dit. Ons lewe na dit toe. En met my finale oomblikke hier in die kerkgebou van Hubertina, wil ek vir julle sê dat die Here se geskiedenis in hierdie gemeente so sterk deurkom. So sterk. En die mense se lewens wat ek al gesien het, kom dit net so sterk deur. Wonderlik. Fantasties. En in die toekoms gaan dit net so wees. Dit gaan wonderlik wees.
En ons dank die Here vir 'n toekoms vol van sy beloftes, wat hy altyd getrou nakom. Kom ons sluit die oë. Here, U wat almagtig is, U wat ons red, U wat ons kom haal op die pad as ons afdwaal, U wat ons nader trek, U wat ons onderhou, vir ons sorg, vir ons alles gee wat ons nodig het. Here, ons loof U vandag, ons prys U. En Here, in ons menslike stemme lig ons dank vir U uit. Here, versterk ons harte, maak ons bly oor die geloofslyne wat deur ons lewe trek. Here, gee vir ons die uitkyk wat U wil hê, wat U wil, laat geskied. Amen. Gaan op die Here se pad. Gaan na die Here se toekoms en lewe daarvoor. In die naam van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees word julle altyd bewaar en sy beloftes is vir een en elk van julle. Amen.